Nou, Paulus skryf hierdie briewe, onder andere nou hierdie een aan die Efesiërs spesifiek, met die doel om gelowiges te versterk op hierdie pad wat hulle stap na die ewigheid. Paulus het klaar gestap. En dit lê vir ons ook voor. 'n dag wat ons kan sê, ons is klaar. Het is afgehandel. In plaas van om die dood te vrees, word dit die wenstreep. In plaas van om alles in jou vermoë te doen om langer te lewe, want mense doen dit, sê jy, nee, ek het die wetloop voleindig. Ek is gereed. As my koning besluit, ek is klaar, dan gaan ek. Solank as wat ek hier is, het hy 'n rede hoekom ek hier is. En dit moet ons ook weet. Ons is nie hier om vir die horlosie te wag nie. As ons aan hom behoort, dan is ons deel van sy taak mag. Ons het 'n taak. En baie mense dink dalk, ek is te onbelangrik, ek is te onbetrokke, ek ken niemand nie. Daar is geestelike dinge wat gedoen kan word, wat die mense wat op die voorgrond beklei nie kan doen nie, hulle kom nie by dit uit nie. Soos byvoorbeeld bid. Paulus sê, bid vir my. Hy stuur 'n brief aan die mense, hy sê, bid vir my. Hy sê, die vervolging wat ek in hierdie stad kry is baie erg, maar bid vir my, dat Vader my dit deurdra. En sê, daar is vir ons 'n groot deur oopgemaak in daai stad. Bid dat dit gunstig sal wees, dat die woord vrylik sal vloei. En ons dink, bid is anders. Ons dink is verpligtend. Die taak wat ons moet doen, wat is bid? Dis 'n verhouding met die Almagtige. En hoe meer ek heilig word, wat is heilig? Weg van die wêreld, nader aan hom, hoe ernstiger neem hy my op. En my hele visie en wese is ter wille van die koninkryk, hoe ernstiger neem hy my op. Ons weet nie wat is bid nie. Want, weer eens, die kerker het ons geleer, dis gebede wat jy opsê. The Book of Prayers. Hulle was in die Romeinse kerk, en toe die hervormers kom en hulle hervorm te skryf hulle eie Book of Prayers. Daar is nie so 'n ding soos 'n Book of Prayer. En as jy hom lees, en dit is vir jou mooi, dis goed, maar dis nie jou gesprek met die Almagtige nie. As jy 'n Psalm lees wat 'n gesprek is met die Almagtige en jy stem saam en jy sê amen daarop, dan is dit 'n gebed. En wat is aan die ander kant van die gebed? Dis die Almagtige. En hy hoor ons. Wat Vader van ons vra, is konsekwentheid. Dis wat ons in verhouding met mekaar wil hê. Konsekwentheid. Hoe meer konsekwent iemand met jou is in 'n verhouding, hoe meer betroubaar en sterk word die verhouding. Bedoelende, ek kan op daai persoon reken, hy's daar. Dit is ons tussen mekaar. En iemand vra vir jou iets uit die normale, maar omdat dit klink vir my baie snaaks dat ek ken hom, daarom sal ek doen wat hy gevra het. Hoekom? Want ek het hierdie verhouding met hom. Maar hy het ons so 'n verhouding met Vader. Soek ons hom so. Is ons ernstig? Is ons konsekwent? Bedoelende, ek gaan nou in die gebed, ek stort my hart voor hom uit, ek staan op, ek loop en ek vergeet daarvan. Ek kan nie eens onthou wat ek gevra het nie. Ek het geen erns gemaak daarmee nie. En môre lewe ek asof ek hom nie ken. En oormôre dan as ek weer in gebed, dan dink hy, wat gaan in hierdie huis aanstaan? Neem my ernstig op. Weet hy dat, of is hy besig met gebedjies? En dan wonder ons, hoekom hoor Vader my nie? Ons praat van groei in die geloof, ons groei in die kennis, maar nie in die verhouding nie. Op die einde van die dag is die kennis die middel tot die verhouding.